Goeiemôre broers en susters. Amper wil ek begin werk sonder dat ek ingespan is, maar nou is ek klaar ingespan. Baie welkom. Dankie vir die almal wat vanmôre gekom het om saam met ons hier te aanbid. Dit is my gebed dat die Here ons môre rondom sy woord nie net sal aanraak nie, maar ook sal seën in die oordeenking daarvan. Broers en susters, ek het net namens die kerkraad 'n paar afkondigings wat ek aan u wil voorhou. Eerste is vandag vir diegene van julle wat dit nog nie onthou nie, dis Moedersdag. Vir al die moeders in ons teenwoordigheid baie geluk, baie dankbaar vir al julle opofferinge, want ek dink dit is maar om 'n moeder te wees is om jou rangorde te verander, dat jy 'n dienende, liefdevolle vrou in die samelewing moet wees. Die kerkraadsvrou het ook vir elke moeder vanoggend 'n plantjie. Daar teen die kant is die plantjies, die kan vir jy enetjie neem as jy klaar is. Dit is net 'n blykie van waardering en dankbaarheid van die kerkraadsvrou se kant af. Dan die spesiale kollekte gaan vanoggend vir Kansa en dan die volgende afkondigings oor die meelewing, dat die altaar in jou berg, vir almal betrokke by haar herstel, daar is goeie herstel en ons dank die Here daarvoor. Bid vir die mense wat met die versorging is, ja, vir Westhuizen, van Jelans Baai, vir sy versorgers, ons bid ook vir hulle wat in die proses is van die siekte en die versorging, dan vir al die boere wat personeel wat saaityd en hierdie tyd besig is, maar dan wil ons ook vir Van Silbrand met sy rugoperasie. Kom ons dink aan hulle, bid vir hom, bid vir die mense wat rondom ons nabring, en dan Letitia van Vuren, daar gaan dit ook goed in die versorging. Ons dink ook aan hulle, en dan elke gesin en familie wat deel maak van die gemeente. Dan, broers en susters, 'n laaste dingetjie wat ek net wil sê rondom die Pinksterdienste, daar sal 'n kollekte opgeneem word en die kollekte gaan vir Bybelverspreiding. En dan is dit vir my vanmôre nou aangenaam om hier te kan sê dat Dominee Daniel Sonnebol, wat beroep is hier as die leraar van die gemeente, het die beroep aanvaar en haar inwyding, of kom ons sê haar bevestiging, sal plaasvind die 15de en 29 en 15de, 29 Junie, die 29 Junie, 15 uur is 3 uur die middag hier in die kerksaal, en dan sal sy die volgende oggend, die 30ste, sal sy haar intreepreek hier lewe. U word almal uitgenooi, hartlik om hierdie geleentheid by te woon. En ons dank ook die Hemelse Vader dat hy op die ou en dit so bewerk het dat hierdie gemeente en haar pad so gekruis het. Kom ons aanvaar. Die Here sal die werk wat hy begin het 'n mooi pad maak vir almal van julle en seën dit op haar bediening hier in die gemeente. Dan, broers en susters, gaan ons nou stil raak en kom ons by onsself aan die Here. Hemelse Vader, as ons in die aand opkyk na die sterre en ons bekyk die hemelring, sien die grootheid daarvan, die uitspansel, dan kom die vraag by ons op, wie is die mensekind, dat u aan hom dink terwyl u so die groot heelal geskep het. Ja, Here, dat u vir ons die mens net bietjie minder as die hemelse wesens gemaak het en ons toegelaat het om te heers oor die skepping. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus genade, vrede vir julle van God ons Vader, dat hy vanmôre met ons deel deur die werking van sy Gees en waar ons as medegelowiges so rondom sy woord by mekaar kom. Kom ons gaan sing vanmôre as 'n loflied, lied
die 436, ons sing al 3 die verse daar. 436, al 3 die verse. Baie dankie. Die woorde van hierdie lied was nogal vir my aangrypend as ek dink waar ons nou staan in die Pinkstertyd, dat ons juis die werk van die Gees in ons lewens herdenk en hoe die Here ons by oud herskep. En dit is maar deur die woord en deur die Gees dat die Here sy werk nie net ons begin nie. Hoe sê die Hebreërboek, hy gaan dit eind uit volvoer in ons. En dis juist in die konteks van hierdie belofte van die woord, dat ons vanmôre as gelowiges by mekaar kom en sy woord lees en dit saam gaan oor dit. Ons raak rustig, voordat ons die Bybel oopmaak, dan bid ons eers dat die Here ons aanraak. Die ons Here, as ons nou gesing het van die Gees wat ons herskep, ons kom omvorm, om dit wat ons bely as geloof in ons lewe te laat herleef, sigbaar te word, dan is dit die werking van U self in ons lewe, en daarvoor eer ons U vanmôre. Juist omdat U die een is wat ons lewe werk, en ons die almag en die heerskappy in hierdie wêreld eer en dien, kan ons ook vanmôre met sekerheid sê ons is oortuig dat U wat in ons begin werk het, ook U werk en uit sal volvoer. Dankie Here dat ons vanmôre saam met die gemeente, klomp van die lidmate wat in hierdie tyd met siekte, beproewinge, uitdagings blootgestel Here dat ons kan opdra. Dankie dat ons ook op hierdie manier aan U opdrag om mekaar lief te hê, mekaar se laste te dra en uitvoering gee. Dankie ook Here dat ons vanmôre met dankbaarheid kon afkondig dat U vir Daniel dat geroep het na hierdie gemeente toe en dat sy dit aanvaar het. En ons bid ook Here dat U vir die gemeente en vir almal in hierdie verhouding van leraar en die gemeente sal seën tot eer van U naam. Maar meer as dit Here wat ons nou vra dat as ons die woord lees, dat U ons oë sal open, ons harte ontvanklik sal maak en ons ore gewillig sal maak om te luister. Kom raak ons dan ook aan Here wanneer ons met U woord omgaan en dit oordink. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan vanmôre so 'n bietjie gesels met U oor 'n onderwerp die Bybel as bril, maar kom ons lees eers saam uit die skrifgedeelte wat ek vir julle gegee het, Efesiërs, die eerste hoofstuk daar vanaf die 15de tot die 17de vers. Kom ons lees dit net saam. Hy sê
in Efesiërs die 15, hy sê, daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ook nie op om God vir julle te dank. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dan wil ek ook net met u saam lees uit Kolossense, die eerste hoofstuk vers 9 en 10. Baie verder na Kolossense toe, die eerste hoofstuk vers 9 en 10. Waar die skrif so sê, hy sê, daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrug dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. En dan laai ons weer terug na Filippense toe, die eerste hoofstuk, daar gaan ek net met die vers 11 lees. Hy sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waar dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Broers en susters, mag die Here ons vanmôre regtig seën as ons hierdie gedeeltes saam gaan oordink en dit probeer verstaan in die konteks waarin ons vandag leef. Kom ek wil eers begin om vir te vra, wie dra permanent bril? Ek sien so hier en daar enkele ouens wat permanent dra. Wie te leesbril? Dat ek vra wie te leesbril? Wie? Almal leesbril. Wie te donker bril? Wie weerbril? So julle ken, ja, jy kom nog los. Nee, ons ken almal 'n bril. Nou ja, bril is 'n wonderlike ding. Ek sal graag wil ook vanmôre 'n bietjie gedagtes mekaar uitruil oor die funksies van 'n bril. Jy weet, want ek het nou self 'n paar brille vanmôre hier. Hierdie is nou my leesbril. Ek sien dit redelik goed, maar as ek by die fyn leeswerk kom, dan moet ek die bril opsit. En soms as ek nou belangrik gewees het, ry dan sit ek my ander bril. Dan kry ek vraag met vrou en mense te groet, ek ry. Nee, dit is nou die ander deel daarvan. En ja, as ek soms bietjie undercover wees, as ek 'n ander sonbril, dan lyk dit anders. Dan lyk ek 'n bietjie anders. En party dae as ek op die skietbaan is, dan sit ek 'n ander bril op om 'n ander rede te doen. So, daar's verskillende brille wat ek in verskillende geleenthede gebruik. Maar wat is die funksie van 'n bril? Kom ons dink na oor 'n bril. Wat doen 'n bril? Ek verstaan as ek nou die oogkundiges lees, dan sê hulle as 'n mens nou ouer raak, dan is die lense verhard en die spiere wil nie meer die lense se fokus so bring nie en al die goed. Dan vat jy 'n bril wat nou daai werk met jou spiere van oogspiere doen, dan moet die bril nou daai korreksies inbring. En dan kan jy op 'n stadium raak ons se arms mos te kort om te lees. En in die oomblik as jy die bril opsit, dan kan jy nou dan weer lees en verstaan. En dis veral as jy ouer raak en die lig is nie so skerp nie, dan het jy 'n bril nodig om vir al die fynere skrif te lees. En ja, as ons met die lang pad ry en jy moet aanhoudend kyk, dan is 'n sonbril werklik baie goed, want hy ontspan jou oë, hy maak die weerkaatsing van die straling minder op jou oë, en dit help jou om op die ou die pad beter te kan hanteer.
Maar nou sê hulle vir my vra, hoekom nou 'n bril? Want ons lees nergens in die Bybel van 'n bril nie. Ja, ons lees nie van 'n bril in die Bybel. Julle is heeltemal korrek. Die Bybelse tyd het nie die konsep van 'n bril of kontaklense of hierdie hulpmiddele wat ons vandag gebruik nie. Maar die terminologie wat die Bybel gebruik, het my tog aan die metafoor van die bril laat dink. En ons het nou hier agter in ons storie vinnig gepraat oor die vertalings van die Bybel. Nou, die vertaling van die Bybel is nie altyd so maklik nie, want die idioom waarin die Bybel geskryf is en die idioom waarin dit verduidelik is nie vir ons altyd so bekend nie. En nou, hoe vertaal 'n ou as jy nou met gedigte en die goed besig is en jy moet idiome vertaal, dan is dit vrek moeilik. Want dan moet jy daai taal en daai sentiment en die semantiese waarde en alles verstaan om reg te vertaal en dan moet dit nog ruim en dit nog pas binne die raamwerk. Ek kan dit nie doen nie. Maar ek weet nie, dis nie maklik nie. Kom ek noem maar vir die voorbeeld van so 'n vertaling. Ek ken die gedeelte waar Jesus vir die man wat hom gesê het, Here, ek wil agter U aankom in Lukas. Maar laat my net eers toe om my vader te gaan begrawe. Wat het Jesus vir die man gesê? Kan jy onthou wat hy gesê het? Dat die dooies hulle eie dooies moet begrawe. Nou waar in die lewe kan 'n dooie mens ander dooie mens begrawe? Dis mos onmoontlik. Want dit was die idioom. Dit was die idiomatiese uitdrukking om te vra, wat het dit nou met die prys van eiers te doen? En dit moet ons nou vertaal in ons taal. So, as ons nou die metafore gebruik om met ons taal te verstaan, dan is dit bloot net vir ons om bietjie meer die begrip van die Bybel te verstaan. En dit is wat ek vanmôre met die beeld van die bril wil gebruik. Wat doen 'n bril? Kom ons kyk net, die vorige keer het ek so 'n bietjie gepraat oor die spieël. En oor die skat, en oor die wet, maar wat doen 'n spieël? Ons kyk in 'n spieël en ons sien raak wat ons in die spieël kyk. Wat ons sien. Wat doen 'n bril? Ons kyk deur 'n bril. 'n Spieël weerkaats vir ons wat ons sien, en 'n bril help vir ons om deur die bril te kyk, en dit wat ons sien te verhelder. Die bril verhelder die beeld en maak ons duidelik. Met 'n bril kan ons beter sien. As ons 'n donker bril opsit, dan kry ons 'n ander kleur van dit wat ons sien. Ek wil ook vir julle sê, 'n bril kan vir ons help om die perspektief te verander. En nou, ek het nou nie een van die goed nie, maar as deesdae het hulle ook brille wat as jy sekere cinemas of sekere flieks gaan kyk, dan moet jy nou so 'n 3D bril opsit, dan lyk dit of die ou na jou toe kom as hy loop. En al die goed, jy weet, daar's soveel ontwikkelinge wat brille op die ou vir jou in 'n ander dimensie plaas. Help om goed beter van. Wat 'n bril doen is, alles wat ek en jy voorheen bekyk het en gesien het, kan ek bietjie anders laat lyk. Ek kan dit of verhelder, of ek kan dit in 'n ander dimensie plaas, maar hy gee vir ons, dit wat ons gesien het, sien ons nou anders. Dit is presies wat die evangelie van Jesus Christus doen. Die boodskap wat ons van die evangelie kry, word deur die Gees vir ons verhelder. Vir ons in 'n ander konteks geskryf. En ek het vanmôre hier 3 briewe wat ek aan die voorgehou het, net 'n voorbeeld van hoe dat die
die ou end na my mening kan vergelyk word met 'n bril. Of die metafoor van die bril en die terminologie wat hulle gebruik het in hierdie 3 briewe, kom vir my baie mooi ooreen. Kom ons kyk na die briewe. Efesiërs, hier bid die skrywer, dat ons in al die wysheid, en die insig wat ons ontvang het, die geheimenis van sy wil sal ken. Die evangelie raak vir ons die bril om die geheimenis van God se wil raak te sien. Hy sê dat die evangelie, die wysheid wat die evangelie bring vir ons by die vermoë om te kan onderskei waarom dit werklik aankom. Hy gee vir ons 'n goeie oordeel. Die evangelie, die bril van die evangelie help vir ons om in die praktyk dit wat ons in die evangelie verstaan na die praktyk toe te bring. Die evangelie, die bril van die evangelie help vir ons om 'n goeie oordeel aan die dag te lê. Dit is vir my baie belangrik om môre met julle te deel. Ek dink daar is net een balans in die Bybel, of nie, daar is net een balans in die lewe wat onregverdig, wat absoluut regverdig is. En dit is die balans wat die Here deur sy woord vir ons gee. Want as ons môre hier sit, of ons kyk almal om ons, elkeen van ons is deur God geskep. Hy het 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons, of ons dit nou wil erken of nie erken nie, hy het 'n verhouding met ons. En as ek die Bybel reg lees en verstaan, het God nie voortrekkers nie. Is almal by hom gelyk. En wanneer ek die bril van die evangelie opsit, dan begin ek mense, ander skepsels van God, verstaan en eer en respekteer, omdat dit God se skepsels is. Maar dit is net met die evangeliese bril, wat dit vir my duidelik raak. Letterlik staan hier in hierdie gedeelte in Efesiërs dat hy ons verligte oë sal gee. Geestelike bril, 'n bril vir die verstand. In Kolossense dan bid die skrywer dat die gemeente tog van God sal ontvang die wysheid wat die Gees wat ons insig gee, sodat ons tot volle kennis van sy wil kan kom. Nou my liewe broer en suster, medegelowige, ons begin, hoe langer ons die evangelie lees, hoe meer ons die woord lees, hoe meer kom ons agter hoe God se wil in ons lewe is. Dis nie asof ons nou eendag alles ken nie, maar na mate ons die evangelie lees, na mate ons die woord van die Here lees, ontdek ons telkens stukkie vir stukkie wat God se wil in ons lewe is. Van ons omstandighede verander voortdurend, maar God gee vir ons die bril van die evangelie, die bril van sy woord, om sy wil nader te verstaan. Hy gebruik weer eens hierdie term en die funksie van die bril, om vir ons te verduidelik hoe dat ons oë en ons verstand en ons insig verlig word, om beter te kan raak sien, om beter te kan onderskei. In Filippense, dan skryf die skrywer daar en hy gee vir ons iets, hy sê dat ons sal toeneem in die liefde. Wat sê hy, bring jy dit 'n fyn begrip en fyn aanvoer. Nou, my liewe broer en suster, ek en jy, of môre vir mekaar eerlik erken, is moeilik vir ons om in ander se skoene in te klim. Dis moeilik vir ons om presies te verstaan hoe ander mense lewe, hoe hy voel, hoe hy dit beleef en wat vir hom
essensiële is. Maar wanneer ons die evangelie, wanneer ons die woord lees, en die Gees vir ons help om hierdie bril op te sit, dan kry ons tot by geleentheid reg, om met begrip ons naaste te hanteer, om met begrip na ander mense te kyk, om met begrip te verstaan. Dan kry ons tot reg, dat die Here vir ons op die ouend 'n persepsieskuif bring, en vir ons binne die konteks van die hele Bybel bring. Wat sê Matteus 6:33? Hy sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy vir julle ook al julle dinge. Dit is nou die gedeelte waar Jesus in die bergpredikasie vir die mense sê, moet jy nie bekommer oor wat jy gaan eet of drink nie, of wat jy gaan aantrek nie. Ek sê vir julle so. En dan sê hy, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Jy sien, broers en susters, om dit te kan raak sien, moet ons letterlik die bril van die evangelie, die bril van die woord van God opsit. En dis vir my juist waaroor Pinkster gaan, is dat ons met hierdie bril dit regkry om na die wêreld te kyk. Deur die bril te kan kyk na die wêreld. En dan sien ons dan, en dan wil ek nou by die belangrikste van dit alles kom. En dit is dat, as ons hierdie bril op het, dan kom ons agter dat die evangelie, die woord, die kerk medegelowiges, dit raak ons bril om in geloof na die goed te kyk. Ons hele bestaan, die manier waarop ons hierdie woord van die Here aanvaar, is maar deur 'n bril. Ons noem die geloofsbril. En deur hierdie bril wat ons opsit, die geloofsbril, raak hierdie woord vir ons God se woord. En hoe sien Hebreërs, hy verduidelik in die 11de hoofstuk vir ons hoe ons geloof kan verstaan, maar dan kom hy in die 12de hoofstuk, en as hy in die 12de hoofstuk oor geloof praat, dan sê hy, Christus, Jesus Christus, is die begin en die volëinde van ons geloof. Deur die bril van die evangelie, die woord van God, dan verstaan ons iets van God se beloftes. Dan verstaan ons iets, dan begryp ons en ons aanvaar dit, hoe dit die Here vir ons 'n versoenings verlossing moet aanbied deur sy seun. Ons word gelei om raak te sien wat met die blote oog nie sigbaar is nie. Ons kan die onsienlike raak sien. Hoe sê Hebreërs 11 vir ons? Hy sê om juist dit wat ons nie kan sien nie, dit wat ons nie kan verklaar nie, om dit te kan glo. Dis deur die bril van die evangelie, die woord van God, die werking van die Gees, dat ons hierdie goed begin raak sien. Wat maak die woord van die Here so wonderlik? Hy leer vir ons om nie net in verhouding met God te leef nie, maar hy bring ook vir ons 'n verhouding met mense rondom ons, die konteks waarin ons leef, die oor ander moet optree. Kom ons sluit af en ons sê vir mekaar, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat ek beter kan sien? Die bril opsit. Nou kan ek lees. As my oë nie goed genoeg gesien, dan moet ek die bril opsit. Nou nie van ons oë is goed genoeg om alles van God se wil en van sy werking raak te sien. Ons het die bril van die evangelie. Wat moet ons opsit? En die opsit is maar wanneer ek hierdie woord vat en dit gaan lees. Lees en lees en lees. So raak my oë al helderder. En nou, broers en susters, ek het een persepsie op die woord. Ek het een kyk na die woord. As ons vanmôre hier sit, ons kyk almal wat hier sit. En ons lees presies dieselfde woord. Gaan ons miskien ooreenkomste hê, ons gaan nuwe perspektiewe
nuwe hê, ons gaan nuwe verstaan hê, en as ons dit met mekaar deel, dan verryk ons perspektief op dit wat ons as die waarheid verstaan. En hoe sê Johannes, Jesus vir ons in die evangelie van Johannes, wanneer hy sy disciples die troos, hy sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, maar wanneer ek weggaan, dan stuur ek vir julle my gees. Hy sê julle lei die volle waarheid. Broers en susters, ons het mekaar nodig, wanneer dit kom by persepsies van die woord. En om dit te oordink, jy weet ek, dink ons lees baie keer die Bybel, net as 'n manier, en ek sê dit nou nie ligtelik nie, ek sê dit regtig, omdat dit vir my 'n manier is, hoe ek het baie gelees, ek weet nie of ander mense dit ook doen nie. Maar ek dink baie keer in my lewe het ek die Bybel gelees, en as ek nou die term gebruik net om die duiwel te spyt, dan bedoel ek het nie regtig die Bybel gelees om te lees nie. Ek het maar net die Bybel gelees om te sê, ja, ek het die Bybel gelees. Waar ons saamkom as gelowiges, waar ons saam sit en die Bybel lees, saam oordink, dit is waar ons bril skoongemaak word, opgesit word, vernuwe word, waar ons leer om te sien, waar ons leer dink, leer redeneer, leer verstaan, insig bekom oor die wil van God in ons lewe. Dis waar ons leer om oor die onsienlike raak te sien. Broers en susters, dit gebeur wanneer ons die woord van die Here lees en dit oordink. Dit gebeur waar die Gees deur sy woord met ons werk. En mag die Here dit waarmaak in my lewe en in julle lewe, in ons almal se lewens. Dat ons tot volle insig kom, tot verstaan van sy woord, en dat ons dit kan prakties in ons lewe implementeer, toepas en uitleef. Ek wil nou almal sê, maar wie is vra, as iemand wil dalk iets op bysit wat ek gemis het. Nee, want ek besef, my beperking is maar baie beperk. Verstaan ek iets, het ek dalk iets gemis gesien, dat julle dalk raak sien. En nie, ek nie jou bril opgesit het gepraat. Ek vraag, as ek maar donker bril opsit, is ek raak. Verstaan, ek hoop dat deur die gebruik van hierdie metafoor help ek vir jou te verstaan hoe ek die woord van die Here in hierdie konteks verstaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, as ons vanmôre dit gewaag het om iets te sê oor hoe ons die woord lees en oor hoe ons dit verstaan, Here, is dit met huiwering wat ons nou hier staan. Wat ons besef dat ons eie onvolmaaktheid, ons eie onvermoë nooit aan u grootheid en aan die almag en aan u wil uitdrukking kan gee nie. Maar dat ons maar in gebarentaal en stippellyne oor dit praat wat ons van u raak sien. Maar Here, ons deel dit vanmôre met mekaar. Ons bring hierdie getuienis teenoor mekaar, omdat ons daarvan oortuig is dat u self die naprediker raak in ons lewens. Dat u Gees vir ons help om dit te verhelder wat u weet die vrug in ons lewe na vore gebring. En baie dankie Here dat die werk wat in ons lewens geskied, nie mense werk is nie, maar u werk. En ons weet Here, waar u werk, is dit volkome. Baie dankie Here dat ons, soos ons elke dag leef, soos ons elke dag in hierdie wêreld bestaan, waar ons met 'n daaglikse werksaamhede besig is, weet ons dat u voortdurend die woord gebruik
bril te raak, waardeur ons kyk na die wêreld en dit wat ons doen. En hierdie bril, Here, help vir ons om die regte verhouding met U te leef. Help vir ons met die regte verhouding met mekaar. Geef ons insig en verstaan hoe U wil hê ons moet leef. Ons eer U daarvoor. Dankie dat ons kan bid ook vir die dienste wat volgens hierdie Pinkstertyd. Dat U self die vrug sal plaas op dit wat hier plaasvind. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Amen. En nou geleentheid dat U die dienstegawe kan gee vir Jakob en dat ons 'n bietjie hulp kry hier, dat ons ons lei.
Kom ons groet mekaar met die sekerheid, die wete dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die dra, die insig, die wysheid, die ondersteuning van die Heilige Gees ons lei in hierdie proses waarom ons die